As jy jou Bybel vanmôre saamgebring het, is jy welkom om dit by Rigters oop te maak. Jy kan daar by Rigters 14 en Rigters 16 kan jy 2 plek boekmerkies, amper sê ek plekmaatjies, kan jy 2 boekmerkies insit by Rigters 14 en Rigters 16. Hoor gou, hoor julle dit? Hoor julle dit? Hoe almal deur hulle Bybels blaai. Is dit nie 'n ongelooflike voorreg nie? Nee, almal soek die Bybel. Wat beteken dit? Ons het die woord. Ons kan dit lees en wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Here, ongelooflike voorreg is dit om vanmôre in U teenwoordigheid te kan wees. Om te kan hoor hoe ons almal U woord oopmaak. Hoe ons die Bybel blaai, hoe ons deur die Bybel blaai op soek na die gedeelte wat ons vandag uit gaan lees. En Here, dit is ook ons soeke vandag, is om na U toe te kom en te vra, Vader, ons wil U woord hoor en U woord alleen vanmôre. Here, daarom bid ons ook U seën op U woord af, op die verkondiging van U woord. Vader, maar ons vra ook dat U vir ons deur die Heilige Gees bewus sal maak van dit ook wat ons moet gaan doen in die wêreld hier buite. Hoe ons moet optree en dit die voorbeeld wat ons moet wees. Daarom, o Gees, bid ons dat die woorde wat ons uit die woord uit gaan hoor, nie net leefwoorde sal wees nie, maar dat dit woorde sal wees wat verandering sal bring en verandering sal gee. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Ek dink terug aan my jong dae, so ver terug soos graad 1. En op hierdie spesifieke dag het hierdie gesprek plaasgevind tussen 4 jong seentjies. Ek onthou dit. Ek onthou die gesprek. My pappa is sterk. Nee, my pappa is sterker. Nee, my pappa is die sterkste. En daar probeer ons mekaar ooreed wie se pappa is die sterkste en hoekom sy pappa die sterkste is. En nou fast forward ons tot in graad 12. Nou ek het so heimwee gehad met Hemelvaartdag, moes ek trio se eerste span met hulle gaan gesels en gaan praat oor hemelvaart en wat hemelvaart is. En ons kom toe daar in die gym by mekaar. En daai gesprek wat in graad 1 gebeur het toe oorgegaan in graad 12 van, kyk hoe sterk is ek? Kyk wat kan ek optel? Hoeveel bench jy? Wat kan jy doen? So daar's net iets in 'n man. Ons wil net vir mekaar wys hoe sterk is ons en hoe goed is ons en wat ons alles kan doen. Nou as ons in die Bybel gaan kyk, in 1 Korintiërs 16, dan sien ons woorde van wees sterk. As ons mooi na hierdie woorde gaan kyk, dan sien ons, dit is iets wat met jou gebeur, in plaas van iets wat deur jou gebeur. Makliker vertaal, as ons hierdie woorde makliker wil vertaal, dan sien ons, dit is om versterk te word. Vriende, die krag wat ons het, kom van God af. Dit is God wat vir ons krag gee, dit is God wat vir ons sterk wees. Nou vir ons om daardie krag te kry, wat moet gebeur? Ons moet voor God buig. Ons moet afhanklik wees van God. So wanneer jy voor God gaan buig, dis dan die enigste keer wanneer jy gaan sterk word. Nou as ons dink aan iemand wat baie sterk is, en ons dink aan die Bybel, is daar een persoon aan wie ek kan dink. Wie is dit, sal julle sê? Samson. Nie Delilah nie, Samson. Nee, ons dink aan Samson. Samson was die sterkste man in die Bybel gewees. Ons kan sê hy was Hulk gewees van die Bybel. Samson het krag gehad. Hy was soos die Hulk. Dink aan alles wat hy met hierdie krag van hom kon doen. Ons sien egter hierdie kontras. Samson was die sterkste man in die Bybel fisies, maar geestelik was hy baie swak gewees. Nou daar is baie wat ons by Samson kan leer. En soos ek aan die begin gesê het, vandag is dit Vadersdag en is die dag vir die manne. So ons fokus vandag op die manne en die pappas en al die jong manne wat hier in die kerk is. Maar dames, dit wat ons vanmôre oor gaan gesels, is net so van toepassing op elkeen van julle ook. Dit beteken nie, julle moet nie julle ore oopmaak nie.
Ons gaan vandag presies sien wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Vriende, vir ons om sterker te word, is daar seker goed wat ons moet doen. Ons moet gaan buig voor die Here. Nou, hoe kan ons dit doen? Nommer 1, die eerste punt, is om getrou te wees in die klein dingetjies. Nou, dit klink nie of dit baie moeilik is nie, maar dit is baie moeiliker as wat jy dink dit is. Wees getrou in die klein dingetjies. Wat is ons manne? Ons is mos heroes. Of ons dink ons is. Ons wil die helde wees. Ons wil die onmoontlike doen en ons wil die onmoontlike oorkom. Maar vriende, as jy die onmoontlike wil oorkom, as jy die onmoontlike wil doen, moet jy dalk eers begin om te fokus op die klein dingetjies, die goed wat daar wel is, die goed wat jy kan doen. Het is belangrik om eers te fokus op dit wat jy moontlik kan doen, die moontlike, as om dadelik te wil wegspring en die onmoontlike te gaan doen. En dit het ek al agtergekom. As ek gaan fokus op hierdie klein goedjies, dit waaraan ek iets kan doen, wat sal God kom? God sal dan kom en hy sal kom fokus op die onmoontlike, daardie goed wat ons nie kan hanteer nie. So vriende, as jy getrou is in die klein dingetjies, dit waarin jy iets kan doen, sal God getrou wees in die groot goed, in die onmoontlike goed, dit wat ons nie kan hanteer nie. Nou, waarvan praat ek? Ek praat van daai klein goedjies wat God klaar in jou lewe ingesit het. Ek praat van daai klein goedjies wat God in jou lewe gesit en jy's klaar besig om met dit te werk. Jy's klaar besig om aan dit te werk. Nou, as ons kyk na Samson, dan sien ons dis iets wat hy nie gedoen het nie. Samson was nie getrou gewees aan daai klein dingetjies in sy lewe nie. Hy was nie getrou gewees aan hierdie klein goedjies nie. Nou wat kom leer die Bybel vir ons van Samson? Samson was 'n Nasareer gewees. Beteken dit hy het van Nasaret afgekom, Christo? Nee. Hy het nie van Nasaret afgekom, want dan sou hy 'n Nasareëner gewees het, nê? Nee. So hy was 'n Nasareer. Nou wat is 'n Nasareer? 'n Nasareer is iemand wat 'n eed afgelê het. Dit is eintlik hy wat die eed afgelê het. Sy ouers het voor sy geboorte hierdie eed namens hom afgelê. Nou om hierdie eed af te lê, is daar 3 belangrike aspekte wat in ag geneem moet word. 3 belangrike reëls. Nommer 1, hy mag geen alkohol drink nie. Hy mag nie eers druiwe geëet het nie. Nommer 2, sien ons dat hy mag aan geen dooie liggaam gevat het of enige karkas van 'n dier wat oorlede is nie. So hy mag niks met dit in aanraking gekom het nie. En dan nommer 3 sien ons wat mag hy nie gedoen het nie. Hy mag nie sy hare gesny het nie. So sy hare moes lank gewees het. Nou hierdie lang hare, dit was iets fisies wat jy kon sien van hierdie reëls. Iets fisies, dit was hierdie fisiese teken gewees van hierdie belofte wat gemaak is. Nou as hy druiwe geëet het, om druiwe te eet of om nie in 'n wingerd te kom nie, dit is maklik om vir iemand te jok en te sê, nee, ek het nie druiwe geëet nie, ek het nie wyn gedrink nie. Ook net as jy 'n slukkie vat, maar party mense kan jy maklik agterkom as hulle bietjie te veel wyn gevat het, nê. Maar dit is maklik om dit weg te steek. Dit is maklik om weg te steek en sê, ek het nie aan daai dooie liggaam gevat of aan daai karkas van die dier wat oorlede is gevat nie. Maar dit is nie maklik om sulke lang hare weg te steek nie. So dit is hierdie fisiese teken dat jy kon sien dat hy was 'n Nasareer gewees. Nou as ons sê Samson was 30 jaar oud gewees en 'n man se hare groei gemiddeld. Myne begin nou al minder groei, maar lyk my die gemiddelde haargroei vir 'n man is 1 tot 1,5 sentimeter in 'n maand. Beteken dit van sy geboorte af was sy hare nooit gesny nie. Dit moet julle ook weet. Beteken dit sy hare was amper by die 4 meter lank gewees. Dink wat 'n lekker bolla sou hy hier op sy kop kon maak met hierdie verskriklike bos hare wat hy gehad het. So ja, daar's hierdie goed wat ons fisies kan sien. Die hare, dan is daar die goed wat ons nie van weet nie. Maar as ons na al hierdie goeters kyk, dan sien ons hierdie 3 goed was baie belangrik gewees. Vir sekere mense was dit nie so belangrik gewees nie. En selfs ook vandag in ons kerk is daar goed wat ons simbolies doen, wat vir sekere mense nie belangrik is nie, maar wat vir God ongelooflik belangrik was. En net soos hierdie 3 reëls vir God ongelooflik belangrik is, so sien ek die doop en die nagmaal ook as belangrik vir God. Maar ek wil hê julle moet sien hoe het Samson gereageer oor hierdie klein goedjies in die lewe. Wat was hoe het hy gedink oor dit?
Kom ons gaan dan na Rigters 14 toe, vers 5. Samson en sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het 'n jong leeu brullend op Samson afgestorm. Die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en hy het die leeu kaal hand uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Samson het nie vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. En hy het toe met die Filistynse vrou gaan praat en hy het van haar gehou. Waar was Samson gewees? In die wingerd. Mag Samson in die wingerd gewees het? Nee, was sy ouers tevrede daarmee dat hy daar in die wingerd rondgeloop het? Nee, hy het nie eers van sy ouers vertel dat hy daar was nie, hy het dit 'n geheim gehou. So, as hy nie in die wingerd was nie, sou die leeu nie gekom het en hom gestorm het nie. Sou hierdie jong leeu nie op hom afgekom het nie. So ons sien hierdie reëls het eintlik niks vir hom saak gemaak nie. Kom ons lees verder, Rigters 14 vers 8 tot 9. Toe hy 'n ruk later terug is Timna toe om met haar te gaan trou, het hy afgedraai om na die geraamte van die leeu te gaan kyk. Daar was 'n swerm by hom met heuning in die karkas. Hy het heuning in sy hand gevat en daarvan geloop en eet. Toe hy by sy ouers kom, het hy vir hulle ook gegee en hulle het ook geëet. Maar hy het hulle nie vertel dat hy die heuning uit die karkas van 'n leeu gekry het nie. Ek kan sien hoe Samson daar loop en dink, hier is die karkas van die leeu. God het my in die eerste plek gehelp. So ek dink nie God sal dink hierdie is groot sonde, want dan sou hy my mos nie die krag gegee het om hierdie leeu dood te maak nie. So hy het my gehelp, hy het my die krag gegee. Ag, ek kan maar sommer my hand hier indruk, hierdie heuning gryp van dit eet en dan nog vir my ouers ook van hierdie heuning gee. Dit kan tog nie so verkeerd wees nie. Dit kan tog nie so ernstige dingetjie wees nie. Natuurlik was dit gewees. Was Samson getrou gewees in hierdie klein dingetjies? Nee, duidelik nie. Nou hoekom was Samson dan so sterk gewees? Samson was sterk gewees omdat God hom sterk gemaak het. Vriende, julle sien veral in die Ou Testament het ons sien ons dit deurgangs in die Ou Testament hoe God sy volk liefhet. Hoe God sy kinders wil terugbring na hom toe. En dan gebruik God sekere mense. En Samson was een van hulle gewees. Samson was met 'n doel op die aarde geplaas. God wou hom gebruik het. God wou deur hom gewerk het. God wou Samson se krag gebruik het om sy volk terug te bring, sodat hy die Here die eer kan kry. En in die proses sou Samson ook 'n held geword het. Maar dis nie wat gebeur het nie. En manne, ons sit vandag hierso. Manne, jong manne. En hier's baie van ons wat gawes het. Almal van ons het 'n gawe. En ons het wonderlike gawes. Hier sit van julle vandag hierso wat ongelooflike besigheidsmanne is. Hier sit van hierdie jong manne wat dalk die moontlike volgende Chris Barnard kan wees, wat 'n ongelooflike dokter kan wees. Hier sit prokureurs hierso, hier sit, noem dit, vaders. Hier sit dienaars. En julle doen hierdie wonderlike goed met hierdie gawes. Maar hier is die probleem. Ons gebruik baie keer hierdie gawes wat ons het om onsself te verhef. Ons gebruik hierdie gawes wat ons het in plaas van om die glorie na God toe te vat ons hierdie gawes en ons vat die glorie en ons gebruik dit tot eer van ons eie glorie. En ons gebruik dit om op onsself te kan roem. As jy nederig voor God gaan staan, sal God jou verhef. Dis wat hy nog altyd gedoen het. En dis wat hy gaan aanhou doen. Maar hierdie goed kan nie gebeur nie. Hoekom nie? Want ons fokus nie op die klein goedjies nie. Ons is nie getrou aan hierdie klein goedjies nie. As ons kyk na 1 Timoteus 5 vers 24 sê, party mense sondig so openlik, dat hulle sondes hulle vooruitloop na die oordeel toe. By ander kom die sonders eers later aan die lig. Ek weet hierdie klink vir julle soos 'n raaisel, maar hier is wat dit beteken. Partykeer wanneer ons sonde doen en ons besef dit is verkeerd, dan is hierdie goed al in die lig. Maar ander kere is ons besig om hierdie sondes te doen. En ons dink ons gaan wegkom met dit. En ons dink nêrens sal dit uitkom nie. Maar iewers in die toekoms kom dit wel uit. En ons wil nie so Samson
gedink het dat, ag man, al hierdie goedjies wat ek doen, is dit regtig so groot sonde? Maar dis tog hoe Samson, ek voel hoe Samson gevoel het. Hy het nie gedink hierdie is sulke groot sondes nie. Nou ons almal weet, Samson se krag lê in sy hare. Toe sy hare afgesny is, toe sy krag weg. God het nie elke keer 'n bietjie van sy krag weggevat as hy gesondig het nie. Nee, wat het God gedoen? Aan die einde het hy alles once net so weggevat. Aan die einde het God gekom en al die sondes net so, of al sy krag net so kom wegvat. Het voel dalk tog of God gedink het, dalk kan Samson verander. Dalk kan Samson weer begin fokus op die klein goedjies, getrou wees in die klein dingetjies, maar dit het nie gebeur nie. Kyk wat sê Jesus in Lukas 16 vers 10. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die klein dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. En daar is vandag wat hier so sit, mense wat hier sit. En ons vra vir die Here, Here, gee vir my hierdie wonderlike goed om te doen. Ek wil iets groots doen, ek wil 'n verskil maak. Maar dink julle nie, ons maak die Here partykeer baie deurmekaar nie? Want ons kan nie eers fokus op die klein dingetjies nie. Hoe wil ons dan fokus op hierdie groot goed? So, belangrik, wees getrou in die klein dingetjies. Nommer 2, jy moet jou lewe in die Here vestig. Jy moet in sy teenwoordigheid bly. Nou die teks in die Bybel wat hierdie seker die mooiste verduidelik is, Psalm 91. Dis 'n gedeelte wat ons baie al op begrafnisse gepreek het. Dis hierdie wonderlike teks, maar 40 verse vorentoe, Psalm 51, sien ons hoe Dawid uitroep na die Here, omdat hy nie getrou was aan God en in sy teenwoordigheid aan die Here nie. Ons sien hoe hy uitroep na die Here. Nou as Dawid in die teenwoordigheid van die Here gebly het, was dit nie nodig gewees vir hom om Psalm 91 te skryf nie. Maar dit is nie Samson se lewe nie. Hy het nie sy tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer nie. Nee, hy het veel eerder sy tyd saam met die vrouens spandeer. Vrouens, dit was sy swakheid gewees. Kom ons lees, Rigters 14, vers 1. Op 'n keer is Samson na Timna, toe en daar het hy 'n vrou gesien. Sy was 'n Filistynse meisie. Rigters 16, vers 1. Samson is op 'n keer na Gaza toe. Daar het hy 'n prostituut gesien en by haar huis ingegaan. Rigters 16 vers 4. 'n Ruk later het Samson verlief geraak op 'n vrou in die Sokkerek-vallei en haar naam was Delila. Wat sien ons hierso? Ons sien Samson kan nie die skoner geslag uitlos nie. En ja manne, daar is iets van die skoner geslag wat 'n man dom maak. Kom ons wees eerlik. Iets van die skoner geslag maak mans dom. En hierdie mooi vrouens het vir Samson dom gemaak. Nou as jy gaan kyk na die lewe van sy storie, die storie van sy lewe, was daar 'n klomp drama in sy lewe gewees. Maar Samson was bereid gewees om die drama te vat vir die mama, né? Hy was bereid gewees om daai risiko's te vat. En toe kom Delila oor sy pad. Sy was bittermooi gewees, maar sy was verskriklik wrakgierig. En kyk hoe dom het dit vir Samson gemaak. Sy wil vir Samson doodmaak. Delila wil vir Samson doodmaak. En Delila kom na Samson toe en sy sê vir hom, ag Samson, sê vir my, terwyl sy oë so flikker, waar kom jou krag vandaan? Wat maak jou so sterk? Dom Samson sê, ag liefie, vat 7 boogsnare, nuwe klamp boogsnare, maak my vas met dit, en ek sal magteloos wees. Samson raak aan die slaap, Delila maak hom vas, sy skree, Samson is die Filistyne, hy spring op, breek die boogsnare en gaan timmer die Filistyne. Sy is kwaad vir hom. Sy sê, Samson, hoekom jok jy vir my? Ons moet praat oor hierdie verhouding van ons. Sy is kwaad vir hom, sy sê, Samson,
Waar lê jou krag? Samson sê, vat 7 nuwe toue, dan maak jy vir my vas met daai nuwe toue, en ek sal magteloos wees. Samson raak aan die slaap, sy maak hom vas met die toue, sy roep die Filistyne, sy sê, Samson, die Filistyne is hier, spring op, hy breek die toue en hy timmer die Filistyne. Sy sê, hoe lank gaan jy nog 'n gek van my maak? Beteken hierdie verhouding vir jou niks nie? Samson is dom, hy's blind, hy wil sy manlikheid wys. Hy sê, gaan, vat my hare en gaan weef dit in die materiaal in, daar by jou weefmasjien, gaan weef dit daarin. Hy sê, dan sal ek magteloos wees. Tot op hierdie punt is dit die eerste keer wat ons sien wat hy praat oor sy hare. En daar weef sy dit in. En sy gaan en sy doen presies wat hy sê. Roep vir Samson, roep die Filistyne, sê, Samson, die Filistyne is hier. Spring op, ruk los, timmer hulle. 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Hierdie beteken ons moet in die lig staan. Ons moet in die lig staan van God se waarheid en van God se woord. Maar die probleem van sonde is, wat doen dit? Dit maak dat ons al hoe meer in die skaduwee inbeweeg. Ons wil in die lig wees, maar ons wil ook in die wêreld wees. Voor ons weer sien, is ons vasgevang in hierdie donkerte in. En dan kry ons hierdie hartseer vers in die Bybel. Rigters 16 vers 20. Die 4de keer vra Delila vir hom, waar lê jou krag? En Samson sê, sny my hare af, dan gaan ek magteloos wees soos enige ander man. Sy gaan, sy sny sy hare af, sy roep die Filistyne, sy sê vir Samson, die Filistyne is hier, hy spring op, hy maak gereed om staat te maak op hierdie krag van hom. Kyk wat sê Rigters 16 vers 20. Toe sy sê, die Filistyne is hier, Samson, het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap soos die vorige kere en my losruk. Maar hy het nie besef, die Here het hom verlaat nie. Dis hartseer. Hy het nie besef, die Here het hom verlaat nie. Kan julle dink hoe het hy gevoel? Nog altyd het hy staat gemaak op hierdie krag van hom. Nog altyd was hy reg gewees, nog altyd was hy gereed gewees. Hy kan alles doen met hierdie krag wat hy hier binne in hom het. Maar nie die keer nie. Hoekom nie? Want die Here het hom verlaat. God was weg gewees van hom af. Samson was nie getrou gewees in die klein goedjies nie. Samson het nie in die teenwoordigheid van die Here gebly nie. Alles het tot op die punt gekom waar hy gevra het, maar hoe het ek in hierdie situasie beland? Ek wonder nogal, wat het hy gedink, toe hy magteloos daar staan, en hy sien hoe hulle met hierdie skerp voorwerpe kom, om sy oog uit te steek, sy oë uit te steek. Ek wonder, wat het hy gedink? Ek sou verseker gedink het, wat het ek gedoen? Kom ek sê vir julle, wat het gebeur? Samson het dit geword, waarop sy oë gefestig was. Samson het dit geword waarmee hy besig was. Romeine 13 vers 13 tot 14. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug of onsedelikheid, geen risie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos die volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Vriende, jy word dit waarmee jy jouself besig hou. Maar die teenoorgestelde van dit is ook waar. Wanneer jou oë gefestig is op Jesus, en wanneer jy probeer leef soos wat Jesus wil hê jy moet probeer leef, elke dag, wat gaan gebeur? Jy gaan meer en meer soos die Here begin leef. Jy gaan meer en meer soos Jesus begin word. Jy gaan meer soos hy wil wees en soos hy wil word. Ons moet daagliks in die teenwoordigheid van God wees. Nou wat kan ons as mans, wat kan ons as vaders, wat kan ons as jong manne by Samson leer? Ons leer as jy wil sterk wees,
dan moet jy jouself gaan oorgee aan die Here. Hoe gebeur dit? Nommer 1, deur getrou te wees in die klein dingetjies. Nommer 2, om in die teenwoordigheid van die Here te bly. En dan nommer 3, deur te besef, ek is swak en my krag kom van die Here af. En dit is iets wat Samson nie gedoen het nie. Nou ons weet tog hoe dit alles geëindig. Die Filistyne het vir Samson gevang, hulle het hom na hulle tempel toe gevat, hulle wou daar met hom spot, en hulle wou daar eer gebring het aan hulle God, en ons sien hulle het Samson se hande aan die pilare vasgemaak, die tempelpilare vasgemaak, en daar sien ons hoe hy een laaste keer vir God vra, om vir hom krag te gee, om hierdie pilare om te stoot. En God het vir hom die krag gegee. Die pilare is omgestoot, dit het op hom geval, en al die Filistynse leiers is ook oorlede. So sien ons Samson het meer reg gekry in sy dood, as in sy aardse lewe. En hierdie klink soos 'n oorwinning, maar nie vir Samson nie. Al het hy geweet waar sy krag vandaan kom, het hy nooit voor die Here in nederigheid gebuig nie. Rigters 16 vers 28. Toe roep Samson tot die Here: Here my God, dink tog aan my. Maak my tog net hierdie een keer sterk oor God, dat ek met my een daad op die Filistyne kan wraak, of op die Filistyne kan wreek oor my 2 oë. Gee my net een keer die krag dat ek kan wreek oor my 2 oë. En dit het nog steeds oor Samson gegaan. En hier is eintlik baie hartseer. Vriende, God het vir Samson die krag gegee om sy kinders, die volk, te bevry. En in die proses sou God, die Here, sou opgehef geword het, hy sou die eer gekry het. Maar Samson sou ook 'n held gewees het. En die Bybel sê nie net vir ons, Jesus is die oorwinnaar nie. Die Bybel sê juis vir ons, deur Jesus Christus is ons almal meer as oorwinnaars. So God wil jou ook verhef. God wil jou ook ophef. Mits ons deel is van sy plan. Maar, wat doen ons? Ons mors dit gewoonlik op. Want ek wil my eie ding doen. En ek wil alleen die eer hê, en ek wil alleen die opheffing kry. Ek wil alleen verhef word. God hou nie van hoogmoed nie. Maar God het wel genade vir die nederige. Ons sien Paulus kom sê vir ons in 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Sy antwoord was: my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Ons kyk na Paulus en ons dink hierdie is 'n sterk man. Maar hy is nie. Hy sê, deur God is ek sterk. God se krag in my maak my sterk. Manne, vaders, ons wil sterk wees en jy kan sterk wees wanneer jy jouself gaan oorgee aan die Here. Ons doen dit deur getrou te wees in die klein dingetjies. Ons doen dit deur in die teenwoordigheid van die Here te bly, maar ons doen dit ook om in nederigheid voor die Here te buig en nederig voor hom te sit en te weet jou krag kom van hom af. En daarom wil ek julle uitdaag. En hierdie is nie net vir die manne nie. Hierdie is ook vir die dames. Ek wil julle uitdaag met 'n gebed. En daar's die gebed op die bord. Hemelse Vader, gee my die krag om die man te wees wat U my bestem het om te wees. Ek weet ek kan dit nie in my eie krag doen nie, maar deur Christus wat my krag gee, is alles vir my moontlik. Wanneer ek swak is, kom dra my en maak my sterk. Laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. U alleen. Hierdie lyk dalk soos 'n eenvoudige gebed. Maar hier is die uitdaging. Kom ons gaan doen dit vir 'n week lank. Kom ons gaan fokus vir 'n week lank op dit.
En jy kan jou selfoon uithaal en jy kan hierdie gebed afneem na die diens. Sal Johan hom vir ons op die bord los. Maar kom ons gaan vat hierdie uitdaging. En kom ons kyk of dit wat ons hier bid en dit wat ons in ons daaglikse lewe gebeur, dit wat in daardie dag gebeur het, kom ons kyk of hierdie twee goed by mekaar gaan uitkom. Al lyk hierdie soos 'n eenvoudige klein dingetjie om te doen. Beloof ek jou, dit gaan Satan laat bewe. As ons elke dag op hierdie gaan fokus, gaan daar verseker verandering in jou lewe kom. Ek wil nie 'n lewe so Samson hê nie. Glad nie. En ek dink ook nie jy wil nie. Ek wil nie leef soos iemand wat net oor homself, vir wie dit net oor homself gaan nie. Ek wil nie hê my lewe moet so eindig nie. Ek wil hê my lewe moet eindig waar ek kan vas staan en kan sê, ek vertrou op God en op God alleen. En hoe gaan ons dit doen? Nommer 1, deur getrou te wees in die klein goedjies. Deur in die teenwoordigheid van die Here te bly en in nederigheid voor hom te buig en te weet, jou krag kom van hom af. En ek gee julle 'n geleentheid om vir 'n oomblik stil te raak en te fokus op die gebed. Fokus op dit wat in jou gedagtes aan die gang is. Fokus op dit wat in jou hart is. En vra ek vir die Here om jou 'n man en 'n vrou te maak wat voluit vir hom lewe en wat jou krag by hom kry.